Goeiedag geliefdes in die Here, weer eens so Theo hierso. Ek wil graag vandag met aangaan met die boodskap, die uitgestrekte arms van God, of die roepstem van God aan die mens. Verlede week het ek so die eerste deel daarvan gedoen, maar soos die Here op my hart gelê het, is die boodskap bietjie lank gewees. Dit wil ek dan vandag bietjie aangaan en daar verder met u praat. Maar voor ons dan enigstens verder gaan, kom ons bid eers die seën van die Here af op die woord. Vader, dankie dat ons die woord kan lees en kan neem en met mekaar kan deel. Heilige Gees van God, ons het u nodig, dat ook deur hierdie boodskap ons die roepstem van God sal hoor, terwyl God, wat 'n God van genade is, voortdurend roep na die mens, om in versoening met hom te kom, om in verhouding met hom te kom. Seën dan die woord, en wees ook die naprediker daarvan. Seën elke hoorder, vra dit in Jesus naam. Amen. Nou, liewe broers en liewe susters, as ons praat oor God se roepstem aan die mensdom, dan begin ons al lees ook Jesaja 65 vers 2, selfde vers as wat ek verlede week gegee het. Nou vriende, die Here sê, ek het die hele dag my hande uitgesprei na 'n wederstrewige volk, wat wandel in die weg wat nie goed is nie, volgens hulle eie gedagtes. Wie praat? Dis God wat praat. Wat sê God? Hy sê, die hele dag kan ons hom sien, staan hy met uitgespreide arms. Na wie roep hy? Die wederstrewige mensdom, wat lewe onder die eie wil, die eie ek, die eie sinnige mens wat hulle eie ding wil doen, die sondige mens. Die mens wat wandel op 'n weg wat nie goed is nie, volgens hulle eie gedagtes. Vriende, as ons praat van God, en ons praat hieroor, dan kan ek so in my geestesoog sien, God staan soos die Vader daar by die hek staan, en hy wag vir sy verlore seuns. So is ons, baie van ons verlore seuns, baie van ons is en dogters, baie van ons is totaal en al nog ongered, ander is afvallig. God roep elke dag, hy staan met oop arms. My liewe broers en susters, ons lewe in 'n wêreld vol stemme. Stemme van mense, van media, van bekommernisse en versoekings. Maar te midde van hierdie geraas klink daar een stem wat bo alles uitstaan, God se roepstem wat na die mens roep. Kan jy hierdie prentjie sien? Soos jy daar so sit en luister na die boodskap, kan jy hierdie prentjie sien van 'n almagtige God wat roep na 'n afvallige volk, want hy het ons lief, hy wil in verhouding met ons staan, hy wil versoening bring. Sien u die prentjie van God wat sy hande na ons uitsteek? 'n God wat roep, maar ook wat geduldig is, het wag en verlang, dat ons sal terugkeer. Malagi 2:15 sê, God het die mens gemaak, want hy wil 'n geslag van sy eie gehad het. Maar deur die sondeval het daar 'n skeidsmuur tussen ons en God gekom, maar God steek sy hande uit. Hy sê liefde aan ons daarin bewys dat Christus vir ons gesterf toe ons nog sondaars was, en deur die bloed van Jesus wil hy ons reinig. God roep, hy wag, hy verlang om ons te red, en ook vir sy kinders wat afgedwaal het, dat hulle sal terugkeer. Lees ons hierdie vers wat ons gelees het in Jesaja 65:2, dan wys dit op 3 belangrike waarhede. Nommer 1, God se roepstem is voortdurend. Dit hou nooit op nie. Tweedens, God se roepstem is vol genade. Wat is genade? Dis onverdiende loon. God se roepstem vra 'n antwoord. As ek en jy so 'n bietjie dieper delf, en ons hierdie wonderlike roepstem hoor,
dan is daar 'n wonderlike boodskap van hoop en geleentheid aan ons. As ons die eerste puntjie kyk van God se roepstem is voortdurend, dan weet ons God roep nie net een keer nie. Hoeveel keer het die Here al vir jou geroep, my broer en my suster? Hoeveel preke het jy al gehoor, dat jy daar so sit in die kerk, of luister na 'n CD of 'n DVD kyk, of op die televisie, of iemand met jou gepraat het, en jy weet, jou saak is nie reg met die Here nie. En tog, nadat jy gehoor het jy gehoor, maar jy het nie gehoor nie. Jy het gehoor, maar jy het nie gehoor gegee nie. Jy het opgestaan en aangegaan. Hoe lank gaan jy nog hinker op twee gedagtes, vriend en vriendin? Ek dank die Vader dat God roep oor en oor. In die Bybel sien ons hoe hy deur verskillende maniere roep. God roep deur sy woord. Die pragtige verhaal van die jong Samuel. In 1 Samuel 3 roep God die jong Samuel 3 keer, voordat hy uiteindelik sê, spreek Here, u knegt luister. Wanneer gaan jy sê, spreek Here, u knegt luister? In Johannes 10:27 sê, dat my skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. Volg jy die Here? Ken jy die stem van die Here, broer en suster? Of gaan jy maar net aangaan in jou sondige lewe? Ek wil vir jou waarsku dat die loon van die sonde is die dood, maar hierdie roepstem van God is die genadegawe van God, wat aan ons die ewige lewe wil gee, en dit is Jesus. Elke keer as ons die Bybel lees, wanneer ons preke hoor, 'n Christelike boodskapie ontvang, is dit God wat spreek tot ons. God roep deur sy Heilige Gees. Ja, hierdie voortdurende stem van God, hy roep deur sy Heilige Gees. In Johannes 16 vers 8 het Jesus gesê dat die Heilige Gees die wêreld van sonde en geregtigheid en oordeel gaan kom oortuig. Veel keer het jy al gehoor, maar jy het nie gehoor gegee nie. Hoeveel keer moet jy nog hoor? Ek wil net sê, môre is vir niemand gewaarborg nie. Dis geen dreigement nie. Dit is nie 'n bangmaak storie nie. Dit is 'n realiteit. Vandag is die dag. Die Here sê, kom nou dat ons die saak uitmaak. Jy sien, God klop aan ons harte, hy herinner ons aan die waarheid, en hy trek ons nader aan Jesus Christus, sy seun. Die derde puntjie oor hoe God voortdurend roep, vriende, is, God roep deur omstandighede. God straf ons nooit nie, maar God gebruik soms moeilikhede om ons aandag te trek. In die storie van die verlore seun in Lukas 15 moes die seun eers alles verloor voordat hy besef het dat sy vader se huis die beste plek is. Party mense se lewens is so gejaag na wind, wil ek sê. Want wat die wêreld jou bied, is net drek. Dis tydelik. Maar die Here wat hy jou bied, is die ewige lewe. Wanneer gaan jy besef dat die beste plek vir jou is aan die voete van Jesus? Baie mense draai na God, eers wanneer hulle deur beproewinge gaan, en dit is 'n bewys van hulle ingebore afhanklikheid en sy genade. Want dit is so, vriende. Baie mense gaan aan met hulle lewe, hierdie gejaag, hierdie lekker lewe, totdat die probleem opdaag, skielik onthou hulle van God. Maar die tweede punt wat ek wil met die deel is, God roep voortdurend, en ek wil vra, hoor jy sy stem? Jy sien, God se roepstem is vol genade. Jesaja 65:2 wys vir ons dat God selfs in die gesig van menslike omstandigheid steeds sy hande uitsteek. Dit herinner ons aan God
is 'n liefdevolle Vader. In Lukas 15 sien ons hoe die vader van die verlore seun nie wag vir sy seun om by die huis aan te kom nie. Toe sy oë op die seun val, hardloop hy hom tegemoet. Net so wag God nie net vir ons nie, hy kom na ons toe met genade en vergifnis. Daarom skrywe Paulus in Titus 2:11, die reddende genade van God het tot alle mense gekom. Die tweede punt oor hierdie voortdurende roepstem van God is dit, of hierdie roepstem wat vol genade is dit. God roep tot vergifnis. In Matteus 11:28 sê Jesus, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Jy weet, hy het aan die kruis uitgeroep, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Weet jy, vriend en vriendin, weet jy, my broer en suster, selfs in sy lyding aan die kruis, het Jesus mense geroep na vergifnis en herstel. Niemand is buite bereik van God se roepstem nie. Selfs Paulus, wat 'n vervolger, 'n moordenaar van Christene was, Jesus het hom geroep. Maar Jesus roep nie net, hy verander mense, soos hy Paulus verander het. So het hy baie mense verander, en so ook vir my, 'n godlasteraar, 'n spotter, 'n wêreldling, op pad na 'n letterlike hel, het my gered en gereinig. En die bewys is, hy gebruik selfs 'n krom stok om reguit lyne te trek, en daarom het hy my aangestel om ook mense te sê dat God is goed, God is genadig, en God se roepstem is gedurig. En jy, broer en suster, is nie buite bereik van God se roepstem nie, want God roep almal. God roep jou met liefde en genade. Die vraag is, sal jy regeer? Of gaan jy 'n dowe oor gooi, soos hulle sê? Jy sien, God se roepstem vra 'n antwoord. Kom ons kyk. Jy sien, want wanneer God roep, kan ons nie neutraal bly nie. Ons het 'n keuse, antwoord of ignoreer ons. Twee soorte reaksies op God se roepstem, vriende. Twee. Sommige ignoreer sy stem, soos die mense in Jesaja 65, wat hulle eie weekies in die roepstem verwerp. Soos Farao wat sy hart verhard ten spyte van God se waarskuwings. Soos die ryk man in Markus 10:17 tot 22 wat bedroef weggegaan het toe Jesus hom geroep het om alles vir hom te gee. Jesus wou nie sy aardse besittings gehad het nie, hy wou hom gehad het. So wil Jesus ook nie jou aardse besittings hê nie, hy wil jou hê. Maar sommige antwoord wel, en ek dank God daarvoor, wat die Heilige Gees mense oortuig van hulle sondige toestand, beantwoord hulle God se roepstem met geloof. Abraham het gehoor, en met geloof op God se belofte gereageer volgens Genesis 12. Petrus het dadelik sy nette gelos toe Jesus sê, kom volg my, Matteus 4:19. Paulus het Jesus se roepstem gehoor en sy hele lewe verander op die pad van Damaskus, Handelinge 9. Wat is jou reaksie? God praat met jou. Ja, met jou. Jy weet wie jy is. Wat gaan jou reaksie wees? Is jy gewillig? Soos 'n Paulus, soos 'n Petrus, soos 'n Abraham, om ag te gee op God se roepstem en gehoorsaam te wees, of nie? Onthou, vriend en vriendin, nie almal wat sê Here, Here sal die koninkryk van God beerwe nie, maar hulle wat die wil van die Vader doen. Jy vra maar, hoe kan ek God se roepstem beantwoord? Wel, as jy nog nie gered is nie,
kom na Jesus en sê, Here, ek bely my sondes, ek gee my lewe aan U, ek glo dat U vir my gesterf het, maar dat U opgestaan op die derde dag dat U lewe. Ek is 'n sondaar mens, red my Here. Ek glo dit my hart dat U my redder is, my verlosser is. Ek bely met my mond wie ek is en wie U is. Red my, en God sal dit doen. Jesus sal dit doen. Vriende, as jy 'n gelowige is wat afgedwaal het, soos die verlore seun, kan jy ook sê, soos die verlore seun in Lukas 15:18 gesê het, ek sal opstaan en na my Vader se huis gaan. Ek sal opstaan en na my Vader se huis gaan. O vriende, ons kerke behoort oor te loop. Elke kerk behoort 'n galery te hê van al die mense wat al tot bekering gekom het. Maar die wêreld het hulle ingesluk. Hulle is soos 'n Demas van ouds, wat weer die wêreld in sy begeerlikhede gekies het, wat vleesbevredigers geword het en ongehoorsaam geraak het aan die roepstem van God. Hulle betroef die Heilige Gees. Hulle vertrap die bloed van Jesus. Is jy een van hulle? Ek vra jou, wees eerlik met jouself. Is jy gewillig om te sê, Here, ek staan op en ek kom terug na U toe? Jy sien, as God jou roep tot 'n spesifieke taak ook, vriende, sal jy soos Jesaja sê, hier is ek, Here, stuur vir my. Jesaja 6:8. Die belangrikste vraag is, wat is jou antwoord op God se roepstem? Ek wil afsluit, vriende. Maar ek wil 'n slotgedagte met jou deel. Onthou, God se uitnodiging is altyd 'n oop uitnodiging, nimmer eindigend. Die liefde van Jesus is wonderbaar. Daar is niemand soos Jesus nie. Hy het sy lewe vir jou gegee, hy vra, gee my jou lewe. Sy liefde is onmeetlik. Die roepstem van God is nie net 'n uitnodiging nie. Dis 'n genadige uitroep met 'n liefdevolle uitnodiging. Hy sê, kom na my toe. God hou steeds sy hande na jou toe uit. Sal jy reageer? Sal jy hom antwoord met geloof en gehoorsaamheid en gewilligheid? As jy gered is jy gewillig te sterf aan die selfdood, sodat God meer kan word en jy minder kan word. En jy wat ongered is, weet jy dat wanneer God roep, is vandag die dag van redding. Vandag is die dag om opnuut jou lewe aan die Here oor te gee, of jy dit vir die eerste maal doen en of jy as 'n afvallige terugkom. Ek pleit by jou, vriend en vriendin. Ek soebat by jou. Omdat ek bekommerd is oor jou, en as ek as mens bekommerd is oor jou toestand, hoe bekommerd is God nie, wat jou so lief het, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat jy gered kan word, en nie verlore sal gaan nie. Ek vra vir jou, om opnuut jou lewe aan God oor te gee. Moenie wag nie, moenie uitstel nie, moenie afstel nie. Kom vandag. Vandag is die welaangename dag. Beantwoord sy roepstem terwyl daar nog tyd is. Hoor jy wat Timoteus sê? Ek sê dit nie met 'n veroordelende stem nie, maar met 'n liefdevolle hart. Omdat ek die woord van God ken en weet, nie almal wat sê Here, Here sal die koninkryk van God beerwe nie, maar hulle wat die wil van die Vader doen. Omdat ek weet wat Jesus vir ons almal gedoen het. Omdat ek weet dat hy jou lief het en jou wil red. Maar ook omdat ek weet
daar kom 'n dag van oordeel, want Hebreërs 9 vers 27 sê, dis bestem vir die mens om eenmaal te sterf, daarna die oordeel. Maar daardie oordeel kan elke mens vryspring as hulle vir Jesus aanneem as saligmaker en verlosser. En nou sê die woord in Romeine 8:1, dan is daar geen verlossing vir die wat in Christus is nie. Met oopgestrekte arms roep God na 'n wederstrewige volk. Is jy gehoorsaam of is jy wederstrewig? God vra in Johannes 3:30, word minder en laat ek meer word. Ons kan onsself nie red nie. Ons kan nie ons kinders red nie. Nie ons broers en susters, ons mans of ons vrouens nie. Net God kan. Ons kan niemand hemel toe gaan nie, want die deur tot die hemel is Jesus Christus. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe, en niemand sal tot die Vader kom behalwe deur hom nie. Jou kerk kan jou nie red nie, jou priester, jou pastoor, selfs jou kennis oor die woord, jou Bybel lees, jou katekisasie, jou doopseel. Niks kan jou red nie, net Christus. Mag God deur die werking van sy Gees en die roepstem van die Heilige Gees u oortuig. En as jy nog steeds die Here dien, wonderbaarlik, maar mag hy jou groei van krag tot krag, mag hy ons almal groei van krag tot krag, mag hy deur sy Heilige Gees ons heilig, want dit is die wil van God, om vervul te word deur die Heilige Gees. Hy sê, moenie dronk word van wyn nie, maar word vervul met die Heilige Gees. Hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Vriend en vriendin, God is waarlik heilig. Here God, ek wil bid vir elke een van ons. Vandag wil ons U loof en U prys vir die getrouheid en die liefde. Ek wil kom sê, dankie dat U steeds roep en selfs wanneer ons afdwaal, dat U ons nooit begewe en nooit verlaat nie. En dat U voortdurend roep. O Here, help ons om nie hardvochtig en hardkoppig en eie geregtig te wees en die stem te ignoreer nie, maar om met gehoorsaamheid en geloof te antwoord, Here, hier is ek. Vir hulle wat nog verlore is, Here, want daar is baie wat ten gronde gaan deur 'n gebrek aan kennis, wat kerkbanke vol sit, maar wat nie gered is nie. Ek vra, Here, trek hulle, oortuig hulle. Ja, Heilige Gees van God, U wat getuierig praat met ons, wat ons oortuig van die geregtigheid van God en van sonde, van die hemel en die hel, trek hulle met genade nader aan God. Vir ons wat steeds glo, o Here, help ons om nooit die roepstem in ons lewens te laat verdof nie, maar help ons om U roepstem in ons lewens duidelik te hoor en U opreg te bly volg. Help ons almal om te sê so Samuel, spreek Here, U knegt luister. Lei ons, Here, gebruik ons en laat ons U wil in ons lewens laat geskied. Laat U wil so geskied, Here. Ons vra dit in Jesus naam. Vriende, ek wil graag 'n seënwens oor U uitspreek voor ek afsluit. Maar voor ek daarby kom, as jy nie weet nie hoe om waarlik tot bekering te kom nie, gaan na jou prediker toe, gaan na jou pastoor toe, of stuur vir my 'n WhatsApp en ek skakel jou. My nommer is 0761738742, 0761738742, en ek gesels met jou, en ek stuur ook elke dag vir jou boodskap om geestelik te groei. Genade en vrede aan jou, vriend. Amen. Kom ons ontvang die seënwens van God. Mag die Here julle seën en bewaar. Mag sy lig helder oor julle skyn en julle pad verlig. Mag julle sy stem hoor in stil oomblikke en sy krag ervaar in tye van nood.
Mag hy julle geloof verdiep, julle harte vul met sy vrede en julle hande sterk maak vir sy werk. Mag hy julle gehoorsaam maak. Mag deur die werking van die Heilige Gees julle altyd sy roepstem hoor. Mag julle met gewilligheid die Here volg en in sy wingerd wandel en werk. Mag julle wandel in sy guns en getuig van sy liefde, sodat die wêreld sy heerlikheid deur julle kan sien. In die naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. As die Here se wil is, dan gesels ons weer by 'n volgende geleentheid. Amen.